Goeiemôre, dit is maandagoggend 31 Maart 2025. Ja, alweer die einde van die maand. En ek groet julle hartlik hier vanuit die noorde van Natal, waar ons tans op reis is, ons lede besoek en 'n bietjie met bekommerde mense gesels. En ek moet daarom terugvoer gee dat donderdag aand se saamtrek daar in Ficksburg en Saterdag se saamtrek in Newcastle was uiters suksesvol geweest met rekordgetalle vir daardie twee plekke om by te woon. En ons is dankbaar oor daardie bywoning, want dit is duidelik dat mense meer en meer bewus raak van wat rondom hulle aangaan, maar ook bewus raak van die uitdagings wat dit aan ons elkeen bied. Gegee ons reis deur Natal en baie van dit agterpaadjies, bly die toestand van die paaie 'n absolute skok as gevolg van al die ertsvragmotors wat swaar dra, wat die teerpaaie vertrap. En ek moet sê dat die paaie hier van Vryheid se kant af deur na Richards Bay oor Empangeni is regtig in 'n patetiese toestand. En ek kan nie sien dat dit hoegenaamd gaan verbeter nie. Maar dit is 'n baie gevaarlike pad as gevolg van die baie vragmotors, die baie gate in die paaie en die diere wat nog van die kante af inkom. So mens moet eintlik as jy hierdie paaie ry baie versigtig wees. Maar ons het veilig aangekom hier in Richards Bay, waar ons dan nou vanaand 'n gesprek gaan hou en almal wat belangstel en bekommerd is oor die toekoms, kom woon dit by in die AGS Kerk sonder mure in Waterbury, Wood. Daar kom ons by mekaar. Dit is redelik laterig, 1830 van 1900, en dis natuurlik om voorsiening te maak vir al die wat werk en nie vroeg by die werk kan wegkom nie, om almal 'n geleentheid te gee om by te woon. So kom maak vanaand gerus 'n draai daar by die AGS Kerk sonder mure en kom luister saam en kom deel jou eie bekommernisse, kom beantwoord die vrae wat in jou kop hang, dat ons ten minste 'n agtergrond het, 'n plan het van wat staan ons te doen wanneer die ergste in Suid-Afrika gebeur. Want ons sien dat Amerika stadig maar seker besig is om hulle meer en geduld vir Zelensky in Oekraïne te verloor. Zelensky wat weer eens teruggetree het vanaf die ooreenkoms met Amerika, wat uitgetree het die 30 dae se skietooreenkoms uit en wat nie saamstem oor die infrastruktuur, energie-infrastrukture se beskerming in hierdie 30 dae wat voorlê nie, maar dat hulle steeds wil voortgaan met die oorlog teen Rusland. Soos ek in die verlede gesê, dit gaan vir Zelensky oor vrede, mits hulle eers vir Rusland verslaan. Wat hy natuurlik hoop hy met die hulp van die Weste kan doen, en ons sien dat die Verenigde Koninkryke onder Keir Starmer en dan Frankryk onder Macron, wat eintlik hellbent is op 'n oorlog voortsetting tussen Rusland en Oekraïne. En dit lyk of Trump baie ongeduldig raak, omdat hy nie 'n deurbraak daar kan maak nie. Verder sien ons dan dat Suid-Afrika ook nou leer dat 'n mens nie sommer skouers stamp of koppe stamp met 'n wêreldsupermoondheid nie, en dat 'n mens maar liefs baie versigtig moet wees. Die besef dat Donald Trump se aanmanings, se waarskuwings, se strafmaatreëls baie ernstig beskou moet word, is juis weer eens bewys met die uitsit van die ambassadeur Ibrahim Rasool, wat nou opgevolg is met die uitskop van
Brigadier-generaal Maponya, wat as die militêre attaché in Amerika gedien het. Ons sien dan ook dat hy en sy groepering mense moet terugkeer na Suid-Afrika. Dis nog eier in die RNE, Regering van Nasionale Eenheid, of dan, as jy dit so wil stel, die ANC geleide Regering van Nasionale Eenheid. En dit voorspel natuurlik niks goeds nie. Want Suid-Afrika is nou 'n bietjie ontbloot vir wat dit is en wat werklik op die grond aan die gang is. En ja, natuurlik is daar mense wat dit ontken, want dit pas hulle sakke om dit te ontken. Daar's mense wat nie daarmee saamstem nie, want hulle wil weet dat alles in Suid-Afrika nog honky-dory is. Op sosiale media sien 'n mens egter die temperature in Suid-Afrika styg, sodat daar meer en meer aanvalle wederzijds op groepe is, op mense is, wat dan maar weer eens die gedagte van haatspraak na vore bring, die kwessie van openlike rasisme en openlike haat wat vir mekaar toegesnou word. Dit dra net by tot verdere potensiële konflik. En dan is daar natuurlik die situasie dat Suid-Afrika al reeds amper as 'n slagveld beskryf kan word, met amptelike syfers van 23.842 dood in Gaza, terwyl in dieselfde tydperk 26.232 mense in Suid-Afrika vermoor is. Dit as sulks voorspel nie 'n mooi toekoms vir Suid-Afrika nie, en dit word natuurlik baie fyn dopgehou. En dan verder sien ons voorts dat Malema Sekil de Boer, daai slagspreuk van hom, word nou deur die reg beskerm. So hy mag dit sing en niemand kan hom aankla of vervolg omdat hy dit sing nie, want die reg het besluit dat dit is aanvaarbaar. Dit lei ons natuurlik tot die punt wat hierdie meme baie mooi beskryf. Suid-Afrika gaan nou die tydperk binne waar 'n enkele drone laat in die nag of 'n SEAL team of iets in daai lyn dalk sekere opponente kan neutraliseer. Ons weet Amerika is baie suksesvol met daardie tipe van aksies. Dan sê ek nie dit gaan gebeur nie. Ek sê egter dit is wat in sekere mense se agterkoppe sal moet begin draai as hulle besef dat Donald Trump is werklik ernstig oor dit wat besig is om in Suid-Afrika te gebeur. Mense, ons moet bewus wees van wat in die wêreld aangaan, wat in Suid-Afrika aangaan, wat ons bedreigings is, maar ook wat staan ons te doen. As jy deur Natal reis, besef jy die kanse om vas te staan op 'n plek, die kanse vir oorlewing wanneer daar hongersnood, armoede is en geweld uitbreek, is 0. Daarom moet jy 'n groter plan hê, deel raak van 'n beplannings, van 'n groepering wat uiteindelik die oplossings vir almal voorsien en daarvoor hulle self beywer. Dit gaan egter nie sonder opofferings en uitdagings van die individu nie, want elkeen moet 'n besluit neem oor waar staan hy of sy. Wat wil hulle in die toekoms hê? Hoe moet die toekoms lyk? Maar voordat jy moet vra oor hoe die toekoms moet lyk, moet jy daadwerklik eers die vraag vra, is daar 'n toekoms as ek alleen staan? En dis hoekom dit belangrik is om deel te raak van 'n georganiseerde groep soos SBB. Mense, ja, kom kuier vanaand saam, kom luister meer daar by die AGS Kerk hier in Richards Bay en maak jou kondensmelk koffie lekker soet vir oggend, want dit is nodig. Want hier is nie goeie nuus nie. En al die nuus wat uitkom,
moet ons verwerk, ons moet herkou daaraan, ons moet daarna luister en ons moet oorweging skenk. Ek sien julle dan almal weer eens môreoggend en as jy in Richards Bay omgewing is, kom maak 'n draai vanaand om 18:30 vir 1900.